Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Ons Here, baie dankie vir die voorreg wat ons as kinders van God het om vandag saam te kan wees. Ja, Here, dankie dat ons kan kom weet dat Tannie Wilna 'n kind van U is en dat sy deel is van die hemelse koninkryk op hierdie stadium, iets waarna ons almal met verlange uitsien. Maar Here, vir ons wat agterbly is dit nie maklik nie, want ons mis haar teenwoordigheid, ons mis haar menswees, en daarom bid ek nou dat U deur die krag van die Heilige Gees ons elkeen sal kom aanraak, elkeen volgens ons eie behoeftes. Ja, Here, en ek bid in besonder vir die kinders, en kleinkinders, Tannie Wilna se sissies. Here, dat U elkeen net sal kom aanraak op die manier wat hulle nodig het om die kragtige werk van die Heilige Gees te beleef. Dankie, Here, dat ons kan hoop met 'n hoopvol vreugde en nie met 'n hoop wat eindig nie. Seën ons vandag in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die Almagtige God, hy wat aan die begin die mens geskape het uit stof en sy asem in hom geblaas het sodat hy kan lewe, maar wat ook vir die mens gesê het, uit stof is jy gemaak en tot stof sal jou liggaam terugkeer, maar jou gees sal vir ewig lewe. Ek groet u ook in die naam van Jesus Christus wat vir ons verlossing gebring het, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. En ek groet u in die naam van die Heilige Gees wat vir ons die weg tot saligheid leer en ons elke dag herinner dat ons naby aan God moet wees. Amen. Ons het 2 liedere wat ons tydens die diens gaan sing, en dit is liedere wat naby aan Tannie Wilna se musiekhart was. Ons gaan begin met lied 244, alles is genade. So luister maar net na die inleiding en wanneer die mense begin sing, dan sing ons saam. So kom ons staan vir lied 244.
gaan sit. Welkom. Dus ik wil dat meer dan te zijn. Dat ik nog al goed studeren. Welkom. We are here today to thank the Lord for sharing the month with all of us. She had many names and a different meaning to all of us. Sy baie naam gehad. Borna, Bent, mevrou om ons te ken, Ma, Danioma, Auntie Borna, Makin en dan maar ook. Sy het ons allemaal iets anders gegeven. Sy het hierin getrek en aangepas. Sy het deel geword van gemeenskap. Al het sy op 'n ander manier groot geword. Volgens haar allemaal iets geweet. Sy het raak gevra en raak gegeven. Sy het mense uitgevlieg. Sy het sommige van julle verlaan. En ander tye het sy stil gebly vir hulle konflik. En sy het nie haar opinie op 'n oneerlike manier verdraai. She moved here, adjusted, and became part of the community, even though she grew up in a different way. From her perspective, everybody offers something. She seeked and offered advice. She flew people to medical care. She reprimanded some of you, and some maybe she let go for the sake of peace and cooperation. And she did not voice her opinion in a dishonest way. Sy het die Vaslapie klasse, boekklap en soos my baie genoem het, vrouwmafia, geniet. Sy het vinnig gereid van lekker bos gehou, en sy was baie lief vir stories. My tannie moes kleintyd stories lees op uitding. En later het sy die debat vingerland tot laat nie naklik is. She enjoyed the floating classes, book club, and as my dad called it, the woman's mafia. She drove fast, liked good food, and loved stories. My aunt had to read or tell stories when they were little, and in the poem she read was about a thin man late into the night. I'm thankful that my dad gave us space to be a strong woman and support the initiatives. She put in a lot of time and effort to get a resident here in Hansi and to get the church going for the years. Ek is dankbaar dat my pa spasie gegee om 'n sterk vrou te wees. En nou ondersteun ek en wat sy moet gaan. Sy het baie tyd en moeite gedoen om op die Hansi te bereik. En die kerk aan te hou oor jare. Het is mooi om te hoor dat baie van julle bewus was van haar gebede. Sy het nie gebid vir verligting van nooit en sy siekte nie. Maar ook die samenwerking, veiligheid, dat ons koppel moet regwerk en beskerming van koos. It is beautiful to hear how many of you are aware of what me. See that not straight through of the stress or illness, but possible cooperation, safety, that we will be wise in our conduct and protection from evil. Voor hy dan begin wil ek sê dat die hele Philippines belangrijk was vir my ma, om het gaan bewoon te doen. Daar is baie opdragte op aanmoedigings, om eensgesind te wees, behulpsaam, die strijd te voer in diens van die evangelie, wees bly en skiplik, gebed en smeek en danksegging, en die hoe ons denken moet raak. Luister weer aandachtig, iets hoor of lees elke keer iets anders. Before I start, I want to mention that the part of the Philippines was important to my mom, because it teaches us how to conduct ourselves. It contains a lot of instructions or encouragement to agree with each other in law, to help those working to advance the gospel, to rejoice in the Lord, be gentle, to not be anxious, but present your request with prayer, petition, and thanksgiving, and how we should direct our thinking. I end with my mom's words, be sensible. She said a story in school with that. And in the last couple of years, she said, go up with your head and your feet. Ek eindig met my ma's woord, stand up hier. Sy het ons aan die kosjes opgesê,
die laaste paar jaar en sê, mooi hoor, met jou kop en met jou voet. Dank u, Willemien. Filippense 4, vers 2 tot 9. Dit is 'n teks wat Tannie Wilna baie naby aan die hart was, soveel so dat sy dit uit haar kop uit wou leer en moes leer en moeite gedoen het om die skrif te ken. Ek moet sê, in die Bybelstudies was dit altyd 'n aanmoediging vir ons gewees om te sê, maar julle moet die woord leer. En dit is 'n voorreg om dan ook die woord te kan gebruik vandag. Ek dink as Tannie Wilna vir ons 'n brief moet skryf of 'n preek moet skryf, dan is dit die preek. En elkeen wat hier is, het vir Tannie Wilna geken. En elkeen wat hier is, weet hoeveel die woord vir Tannie Wilna beteken het, maar meer as dit, die woord het nie net vir haar woord gebly nie, sy het woord geleef. En dit is iets wat ek dink ons almal maar vir mekaar reguit kan sê, sy het nie net gepraat nie, sy het die woord uitgeleef ook. Hierdie gedeelte in Filippense 4 is nie 'n soetsappige boodskap nie, dit is 'n harde werklikheid. En soos wat ons vir Tannie Wilna geken het, sy was reguit. Almal het nie daarvan gehou dat sy so reguit was nie. Sy het vir jou gesê wat sy dink. En sy was reguit oor die woord van die Here. So, dit is uit hierdie reguit mens wat ek maar in 2 jaar ken het, julle is bevoorreg om haar langer te geken het. Maar hierdie pas so by Tannie Wilna en haar reguit mens wees. Filippense 4 vers 2. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees aanspreeklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie gedeelte begin sommer met 'n vermaaning om eengesind te wees in die Here. En ek dink een van die mees belangrikste dinge wat ons as Christene moet weet, is wanneer ons saam stry in die stryd van die Here, dan kan ons nie versplinterd wees nie. Dan moet ons eengesind wees. Dan moet ons by mekaar kom en vir mekaar sê, wat glo ons? Want ons is versplinterd. En dan wonder ons, maar hoekom glo mense ons nie, wanneer ons die woord van God verkondig nie? En hierdie eenheid in Christus, eenheid in die Here, is seker die belangrikste eienskap van enige kind van God.
waar ons moet saamwerk om die evangelie te verkondig. Ons almal is deel van die stryd van die evangelie. Ons almal is deel van daarvan om mense by die Here uit te bring. En daarom moet ons eensgesind wees. Ek dink vandag word ons almal maar weer net opgeroep om te sê, dit is nie dalk maar tyd om die strydbyle te begrawe van die verlede nie. Dit is nie maar tyd om dit wat verdeeldheid gebring het in gansie. Nou gaan nou maar vandag reguit praat, want dan nie wel nou was reguit. Moet ons nie maar die strydbyle wat verdeeldheid in die Christene veroorsaak het hier in gansie, maar die strydbyle begin begrawe nie. En as Christene in gansie weer begin 'n verskil maak nie. En as Christene voluit vir die Here begin lewe nie. En wat so lekker was met ons Bybelstorie, het nie vir ons gegaan oor watter kerk jy is, het het vir ons gegaan oor ken jy die Here, sê lief vir die Here. En ons stry saam vir die evangelie. Ons stry saam vir die woord van God. En daarom moet ons saam begin stry. Feit dat die vandag 'n DRCB is, wat 'n losstaande gemeente is en nie meer 'n wijk van Gobabos is nie, was Tannie Wilna en oom John se harde werk. Dit was hulle stryd om te sorg dat daar 'n kerk, vaste gemeente in gansie moet wees. Vandag neem ons hier op aarde afskeid van 'n pionier vir wie dit belangrik was dat die evangelie in gansie versprei moet word. En dan gaan dit nie net oor verdeeldheid in die kerk nie, maar dit gaan ook oor verdeeldheid en spanning en geskille onder mekaar. Paulus sê vir ons, hierdie verskille en hierdie geskille wat ons onder mekaar het, is ons regtig besig om die evangelie daarmee te dien? Is ons besig om die Here te dien met ons persoonlike geskille? Ek hou nie van jou nie, want jy doen dit, of ek hou nie van dat nie, want jy tree so op. As die wêreld na ons moet kyk en die wêreld vir ons moet dophou, gaan hulle sê, ja, dis hoe ek die Here wil dien? Of gaan hulle sê, is dit hoe Christene met mekaar is? En dan praat ek nie van kerk, ek praat van elke dag se lewe. Hoe ons mekaar met ons verskille en ons geskille eintlik uit mekaar uitskeer, in plaas daarvan dat ons eensgesind is in die goeie stryd wat ons stry. Julle is vandag hier, nie net ter wille van Tannie Wilna nie, maar julle is hier omdat jy die Here ken, omdat jy die Here liefhet. Want hierdie diens is om afskeid te neem van Tannie Wilna, maar dit is om dankie te sê aan die Here dat ons die voorreg mag hê van ewige lewe. So Paulus praat hier van sy medewerkers en dan sê hy, wie se name in die boek van die lewe staan. En ek moet seker maak dat my naam in die boek van die lewe staan. En daarom moet ek moeite doen met eenheid en eensgesindheid, sodat ons saam in die Here een kan wees. Al het ons verskillende menings, maar dit moenie verdeeldheid veroorsaak nie. Want hy vermaan ons tot eensgesindheid. Dis nie 'n versoekie. Dis nie julle kan as julle wil nie. Dis julle moet, ons moet. Maar hoe gaan ons dit ooit reg kry? En dis waar die volgende deel van Filippense vir ons so belangrik is. Hoe gaan ons dit reg kry om as 'n gemeenskap van gelowiges hier in gansie eensgesind te wees? Die eerste is vers 4, wees bly in die Here. En Paulus is so ernstig daaroor dat hy sê, ek herhaal dit, wees bly.
As ons een gesin wil wees, dan van ons blydskap in die Here moet soek. Nie ons blydskap op enige ander manier, nie in besittings nie in wat mense van my dink nie in enigiets anders nie. Ek moet my blydskap in die Here gaan soek. As die Here my bron van blydskap is, dan maak niks anders saak nie. Maak nie saak wie wat het, wie hoe dink, wie hoe optree nie. Want by God het ek sekuriteit. By God het ek blydskap. By God is ek opgewonde oor die lewe. En dis wat Tannie Wilna vir ons kom leer het, is wees ingepluk by God. Sorg dat jy by die Here jou tyd spandeer. Sorg dat jy moeite doen met die Here. En moet sê, ek bid baie keer, dan sê ek dat die Here breek vir ons die woord oop. In die een Bybel toe dit te dik sy my so te sê sy, Dominee, ek dink nie mens kan bid dat die Here die woord kan oopbreek nie. Miskien moet hy hom net vir ons duidelik maak. En dit is, want daar blydskap was in die Here, en sy het dit met ernstig, maar met soveel liefde gesê dat ek het te respekteer, en nou kan ek maar weer bid dat die Here die woord sal oopbreek. As jy jou blydskap in die Here vind, dan gaan jy moet doen wat die Here wil hê jy moet doen. Dan gaan jy hom ons gelukkig wil maak. Dan gaan jy hom ons wil sien smaak. En daarom is dit die eerste wat, as ons eengesind wil wees, as 'n gemeenskap in gang sien, moet ons blydskap in die Here soek. En met ons tyd maak, met ons verhouding met die Here. Hy is ons bron van vreugde. Niks anders nie. Want al die ander goed verdwyn. Al die ander goed kan net so van ons af weggevat word. Maar God bly vir ewig. En daarom is die dood nie die einde van die pad nie. Die dood is die oorstap na die ewige lewe. En daarom moet ek my lewe hier op aarde so leef, dat wanneer dit my beurt is om oor te stap, dat ek gereed sal wees. En dat kan enige oomblik wees. Die eerste, kry jou verhouding met God reg. Sorg dat jou verhouding met God altyd reg is. En dan die tweede deel is wat hier staan, wees inskikkelik met alle mense. So dit is die vertikale verhouding mens-God en die horisontale verhouding mens onder mekaar. Kry jou verhouding met God reg, wees bly in die Here en dan wees inskikkelik met alle mense. Die Engels sê, die King James, let your gentle spirit be known to all people. Your gentle spirit be known to all people. Wat onthou ons van Tannie Wilna? As ek vir jou te vra, wat staan vandag vir jou uit van Tannie Wilna? Dink so 'n bietjie. Vir party sal dit iets wees wat sy gesê het. Vir party sal dit iets wees wat sy gedoen het. Vir party sal dit net iets wees waar sy teenwoordig was. Maar vir elkeen van ons is daar iets van haar gentle spirit wat op ons afgesmeer het. Ergens het iets van Tannie Wilna op jou lewe 'n impak gemaak. En dis daai wees inskikkelik teenoor alle mense. Jou gentle spirit wat afsmeer op mense om jou. En dis hoe mense jou gaan onthou. Dit is hoe ons mekaar onthou hier op aarde. En dan is dit wees inskikkelik teenoor alle mense, nie net die groepie wat jy graag wil uitkies nie.
Want ons kan maklik mense kies soos wat ons dit graag wil hê, maar dit is dan wat help dit? As jy net jou groepie warm broei. En as ons na oom John en Tannie Wilna se lewe kyk, dit wat ek van julle gehoor het, was dit mense wat regtig na alle mense toe uitgereik het. Kleur en geur en taal en kultuur en na alle mense. Dit is ons opdrag. Dis wat die Here van ons vra. Dis nie net ek in my klein hoekie en jy en joune nie. Julle ken nou liedjie, laat ons kyk vir Jesus. Ek in my hoekie en jy en joune. Maar eerder moet ons by mekaar kom en eerder moet ons 'n bonfire aansteek vir die Here. Dan die Wilna en oom John, het soos wat ek verstaan, dit reg gekry om 'n bonfire in Gansee en in Botswana aan te steek. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Want die oomblik wanneer ons gaan begin selektief raak, dan doen ons nie wat die Here van ons vra nie. Dan begin ons uit ons eie menswees uit funksioneer, wat vir my belangrik is en wie vir my belangrik is, en nie meer, Here, wie is vir U belangrik? Here, wie wil U hê, moet ek aanraak? En dan maak Tannie Wilna se woorde vir my sin, as ek vir haar gevra het, Tannie, hoe gaan dit? Dan sê sy, dit gaan aan en aan en aan. Dit wat hulle begin het, jare terug toe hulle in Botswana gekom het, tot nou toe wat julle as kinders oorvat, en dit wat die kleintjies gaan oorvat, wanneer julle oud is, dit gaan aan en aan en aan. Moenie dit wat julle ouers julle geleer het, en dit wat julle ma en julle pa vir julle geleer het van om die Here te dien, en om mense, inskikkelik teenoor alle mense te wees, moet dit nooit verloor nie. Estertjie, jy moet altyd onthou wat ouma Wilna vir jou geleer het. En ek is seker, papa en mama en die twee tannies sal seker maak dat jy al die mooi goed sal onthou. Ek dink dit, as tannie as 'n sussie vir ons van klein tyd af die dinge moet vertel wat ook in julle gesin gebeur het, dan besef jy net die lewe gaan aan en aan en aan. En ons is die volgende generasie wat die stokkie vat en verder gaan. Dan die Wilna het haar werk gedoen. Sy is nou by die Here. Bad news, ek en jy is nog hier. Ons moet nog 'n verskil maak. Ons gaan nog aan en aan en aan. En hoe ek optree teenoor alle mense, bepaal hoe hulle die Here sien, deur my dade, deur my woorde. Eerste ons verhouding met die Here, wees altyd bly die Here, vertikaal, horisontaal, ons verhouding met mekaar moet reg wees. En dan, hoe doen ons dit? Hoe kry ons altyd hierdie verhouding reg? Dan kom Paulus en hy gee vir ons 3 verskillende maniere. Hy sê, hy sê die Here is naby, en dit moet ons altyd onthou. Die Here is hier, die Here is by jou. Hy los jou nie een oomblik nie. Jy is nooit alleen nie. Daar is altyd een saam met jou. Al voel jy eensaam, onthou net, daar is altyd een saam met jou. En dit is God. Jy is nooit alleen nie. Die Here is naby. En dan sê jy, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Ons kan nie eengesind wees sonder gebed nie. Ons kan nie ons oor die Here verbly sonder gebed nie. Ons kan nie inskikkelik wees teenoor alle mense sonder gebed nie. Paulus gebruik amper so trappe van vergelyking wanneer hy sê, maak in alles julle begeertes deur gebed aan God bekend. Gebed
is om met God te praat oor wat in my hart en my lewe aangaan. Praat met die Here. Sê vir hom hoe jy voel, sê vir hom wat in jou gedagtes aangaan, sê vir hom wat in jou lewe gebeur. Die Here wil hê ons moet met hom kommunikeer, ons moet met hom praat dag en nag, enige tyd moet ons met hom kommunikeer. En dis maak jou begeertes met gebed aan hom bekend. Sê vir hom hoe jy voel, hoe jy dink, wat jy ervaar van die lewe. En dan tweede is deur smeking. Smeking is 'n bietjie volgende trap van vergelyking. Dit is meer intense gebed wanneer ek in 'n situasie is en ek weet, Here, hier is nie net alledaagse gesprek nie. Ek is in 'n situasie waar ek U nodig het. En dit is waar smeking inkom. Dit is waar ek God in die oë kyk en sê, Here, help. Here, wys my hoe. Here, ek verstaan nie. Here, net U weet. En partykeer praat ons net met die Here deur gebed. Maar partykeer het ons regtig sy raad nodig. Het ons regtig nodig om in smeking na hom toe te gaan en te sê, Here, help. Here, wys my. Here, leer my. En dan met smeking besef ek ook my totale afhanklikheid van God. Om te weet, op my eie gaan ek nie kan nie. Ek het die Here nodig. Al het ek al die plannetjies. En al kan ek soveel dinge op my eie doen. Daar kom 'n dag wat ons op ons knieë neerval en net sê, help, wys my, leer my. Dan die derde deel van gesprek met God is danksegging. En danksegging moet ook 'n lewenswyse wees in ons lewens. Ja, ons praat partykeer lekker met die Here, dankie vir die reën. Maar danksegging is om regtig voor die Here te gaan sit en uit jou hart uit net dankie sê, waardering uit te spreek. Dis nie daai van ag, dankie vir die lekker kos nie. Dis daai van as dit nie vir jou was nie. En as jy nie die moeite hier ingesit het nie, sou dit nie moontlik gewees het nie. Dankie. Ek waardeer jou. Partykeer is ons nodig om vir die Here op te sê, dankie Here, ek waardeer jou. Dankie Here vir die goed wat ek so onverdiend ontvang. Dankie Here vir die reën wat sommer net val. Jy vra nie, eens vra nie. Dankie Here vir die voorreg om vir Tannie Wilna te kon ken en by haar te kon leer. Dankie Here vir so baie. Here, ek waardeer U. Dankie vir die voorreg van lewe. Dankie dat Jesus gesterf het. Want ons sê baie keer dankie. Maar met watter gesindheid? En danksegging is wanneer jy jou afhanklikheid van God erken het, voor hom te kom buig en te sê, I vow to thee, my Savior, all things from heaven above. Alles wat ek het, gee dan. En wanneer ons eers op daai punt kom, wanneer ek alles wat ek het, aan die Here oorgee, dan kan ek begin dankie sê. Want solank ek kan beheer, het ek nie nodig om dankie te sê nie, want dan kan ek dit mos doen. Maar wanneer ek dit vir die Here oorgee en vir die Here sê, Here, hier is my lewe. Hier is my plaas, hier is my huis, hier is my kinders, hier is my huwelik, hier is alles. Dan gaan ons begin dankie sê om te sê, dankie Here, vir my man, vir my vrou, vir my ma, vir my pa, vir my kind, vir my vriende, vir dit wat ek het. Want dan besef ons wat daai eerste lied gesê het, alles is genade, onverdiende guns alleen. As ons dit besef, dan kan ons begin dankie sê.
Wanneer ons hierdie beginsels in ons lewens toepas, dat ons verhouding met God prioriteit is, en dan ons verhouding met mekaar, met alle mense, en ons begin in gesprekvoering met God gaan deur gebed en met smeking en met danksegging, dan gebeur die volgende, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dan sal ons vrede kry. Dan sal jy kan sê, it is well with my soul. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Partykeer sien jy in 'n situasie iemand wat eintlik so opgestres moes wees, maar daar's soveel vrede en jy vra maar, hoe kry jy dit reg? Dan is dit van dit wat die Here vir mens gee. En dit is die vrede wat ek vir julle as 'n gesinnetjie bid. Met die groot verlies van 'n ma wat so groot impak in julle lewe gehad het, dat die Here vir julle die vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. 'n Sissie wat mens so lank pad saamstap. Mag die Here vir julle werklik vrede gee wat mense nie kan beskryf nie. Daai vrede wat oor julle harte en julle gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. Maar soos wat Tannie Wilna sê, dit gaan aan en aan en aan. Daar is nog iets wat vir ons wag. Ek werk aan my verhouding met God. Ek werk aan my verhouding met my medemens. Ek praat met die Here. Ek smeek hom. Ek is dankbaar. Hy gee vir my vrede. Maar nou moet ek doen. En dit waar die volgende deel van Filippense 4 vir ons sê, om 'n geesvervulde lewe te lei, is daar 'n paar dingetjies wat ons moet doen. En dit was my lekker om dit te lees vanuit met Tannie Wilna my gedagtes, want dit wat ek by haar beleef het. Verder, ek gaan nou die woord susters gebruik. Alles wat waar is. En dan nou iemand was wat op die waarheid ingestel was, dan was dit nou Tannie Wilna. Dit wat ek al beleef het. Alles wat waar is. Daar is nie plek vir 'n leuen in enige kind van God se lewe nie. Alles wat waar is. Veg vir die waarheid. Die waarheid dat Jesus die gekruisigde en opgestaande Here is. Alles wat edel is, nou die Engels sê honorable and worthy of respect. Alles wat edel is. Soos ek Tannie Wilna beleef het, sy was worthy of respect. As jy na teenwoordigheid was, dan is jy al gerespekteer. Sy hoef nie respect te forceer nie. Alles wat reg is, daar is nie, jy kan nie Here dien of jy wil of jy hoef nie, daar is nie 'n reg of 'n verkeerd, daar is net 'n reg. Alles wat regverdig is, alles wat reg is, volgens die woord van God. Alles wat rein is, reinheid van hart, reinheid van gedagtes, reinheid van my lewe. Alles wat mooi is. Hier is harde werk, nee. Alles wat mooi is. Hoe dink ek oor ander mense? Hoe dink ek oor mense wat nie soos ek dink en voel nie? Hoe sien ek raak wat die Here vir ons doen? Sien ons nog die mooi in mekaar raak? Of sien ons dalk, en nou kom ek maar weer terug by die begin, sien ons die geskille raak
van die verlede. Ek wil amper sê, hierdie alles wat mooi is, kyk 'n bietjie na mekaar deur Jesus se oë. Verstaan julle wat ek sê? Kyk bietjie na iemand anders deur Jesus se oë. Daai een wat jou so irriteer. Daai een wat jou so warm maak om die kraag. As jy daai persoon weer sien, sê net, Here, help my om hierdie persoon deur u oë te sien. Dis wat Jesus moes doen. Toe hy aan die kruis was, hy het gesê, Vader, daai ene het my gespoeg, daai ene het my geslaan, daai ene het my verneder, daai ene het my geskop, daai ene het dit van my gesê, daai ene het supposed to be a good friend, maar toe dit nou by die kruis kom, toe hardloop hy weg en sê, ek ken hom nie. Hy het nie dit gesê nie. Hy het so afgekyk en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nie maklik nie. Maar ek en jy die guts om na iemand wat jou so te nagekom het, soos wat al die mense vir Jesus te nagekom het, na daai persoon te kyk en te sê, Vader, vergeef hom of haar, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit dan net daar te loop. Alles wat prysenswaardig is, of watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. My gedagtes moet wees op dit wat waar is, dit wat edel is, dit wat reg is, dit wat rein is, dit wat mooi is, dit wat prysenswaardig is. Nie op die foute en die verkeerdhede van die lewe nie. Want dan trek dit ons net dieper in 'n gat. Waaraan moet jy dalk nog 'n bietjie werk? En wanneer ons hier uitstap, kan ons op 2 maniere uitstap. Ons kan sê, cool, dit was 'n goeie diens, dankie. Of ons kan hier uitstap en sê, Here, begin by my. Of dan 'n derde manier. Here, ek weet van iemand wat nou vandag hierdie boodskap moet gehoor het. Ek hoop dat hierdie teks van Tannie Wilna vandag vir jou tot insig sal bring en tot besef sal bring om te sê, Here, begin by my. Laat ek die een wees wat eengesind is. Laat ek die een wees wat my verbly in U. Laat ek die een wees wat inskikkelik is met alle mense. Laat ek die een wees wat tyd maak om met U te praat. Laat ek die een wees wat gaan werk maak daarvan om my gedagtes te rig op die Filippense 4 vers 8 eienskappe. Glo my, maklik is dit nie. Dan sluit Paulus af hierso met 'n woord wat ek dink elkeen van ons graag sou wil hê mense van ons moet sê, en dit is, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.
Op 30 November 2025 het 'n biblioteek toegemaak. Tot op 30 November kon ons nog by die biblioteek van Tannie Wilna leer. En kon ons nog raad vra. En kon ons nog sommer net instap en net gou 'n koffietjie drink of net 'n geselsie maak. Maar die boek is nou toe. Ek moet die boek vat en verder stap met dit wat ek by haar geleer het en wat ek van haar ontvang het, wat ek van haar gehoor het en wat ek van haar gesien het. Mag ons so 'n impak op mekaar hê dat hierdie waar sal wees van elke van ons se lewens. Dat ons graag jou voorbeeld sal wil navolg. Dat ons graag dit hoe jy die Here gedoen het en hoe jou liefde vir die Here en hoe jy mense hanteer het, deel van ons lewens wil maak. Paulus is nie arrogant wanneer hy dit sê nie. Paulus loop nie hier met 'n Bybel onder die arm en sê, doen wat ek gedoen het en jy sal reg wees nie. Paulus is baie versigtig. Maar hy weet dat hy naby aan die Here geleef het. En daarom nooi hy nou al vir 2000 jaar mense uit om sy voorbeeld te volg. En dan sluit hy af met 'n gebed. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Alles wat ons gepraat het tot nou toe, gaan ons nooit kan regkry as ons nie die vrede van God in ons het nie. Ek dink as Tannie Wilna vir ons tot sins moes sê, dan sou sy gesê het, en mag die vrede van God by julle wees. Francis, Wilhelmine, Tannie Ansie, John, Joey, en dan die ander sussie wat nie hier kan wees nie. Mag die vrede van God by julle wees. En elkeen wat vandag deel is van hierdie diens, mag die vrede van God by jou wees. Amen. Here, dankie dat Paulus hierdie woord vir ons kom opteken het. Ja, Here, dit is nie 'n maklike stukkie van die Bybel nie, want dit ruk ons as kinders van God tot verantwoordelikheid. Dankie Here dat hierdie teks vir Tannie Wilna so belangrik was, dat haar kinders besluit het dat dit die boodskap vir vandag moet wees, sodat ons hierdie boodskap ook in ons lewens kan kom deel maak, sodat ons dit kan uitleef na mense rondom ons. Vader, dankie vir die voorbeeld van Tannie Wilna. Dankie vir dit wat ons van haar kon sien, kon hoor, kon ervaar, kon beleef. Dankie dat ons dit kan verder vat. En ook ons belewennisse met U, en dit wat ons van U sien en hoor en ervaar, saam kan sit en kan geestelik groei, sodat ons 'n sterker eenheid vir die Here kan wees hier in Gansie. Ek bid dat U die kinders sal seën en dat U Tannie Wilna se sussie sal seën en elkeen van ons wat hier is, Here, dat U ons sal seën, sodat ons elke dag ons beste sal doen om voluit vir U te leef.
aan U alleen al die eer. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 200. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly, sodat u die vrede van God sal beleef. Amen. Dankie daar. Welkom om te bly vir 'n koppie koffie en saam met die familie 'n bietjie te kuier.